Ek gaan sommer gou dadelik, ek gaan begin lees en dan gaan ek vir jou sê wat die tema is. Ek weet nie hoekom nie, maar almal het daaroor vandag gepraat oor oop deure en God maak deure oop en die Here het dit net hierdie week op my hart gelees. Kom ek lees vir ons. Ons gaan Handelinge 12 lees. Ons gaan 'n redelike klomp stukke lees, so byt vas. In die tyd het koning Herodes party van die gemeentelede laat vang en hulle mishandel. En hy het toe vir Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard laat doodmaak. Toe Herodes sien dat dit by die Jode byval vind, het hy nog verder gegaan en ook vir Petrus gevange geneem. Dit het tydens die fees van die ongesuurde brood gebeur. Nadat Herodes vir Petrus laat vang het, het hy hom in die tronk gesit en hom deur 4 afdelings van 4 soldate elk, dus 16, bewaak. Herodes wou hom na die Paasfees voor die volke bring. So is hy dan in die tronk bewaak. Maar die gemeente het aanhoudend vir hom tot God gebid. Die nag voordat Herodes hom voor die volk sou bring, het Petrus tussen 2 soldate geslaap. Hy was met 2 ketTINGs geboei en voor die deur het wagte die tronk bewaak. Met eens staan daar 'n engel van die Here en skyn daar 'n lig in die sel. Die engel vat toe aan Petrus se sy om hom wakker te maak en sê vir hom, "Staan gou op!" Onmiddellik het die boeie van sy hande afgeval. Toe sê die engel vir hom, "Maak jou gordel vas, trek jou skoene aan." En Petrus het dit gedoen. En toe sê die engel vir hom, "Trek jou boekleed aan en kom saam met my." Petrus het agter die engel aangegaan sonder om te besef dat hy werklik besig is om bevry te word. Vir hom het dit gelyk asof hy 'n gesig sien. Hulle is by die eerste wag verby en ook die tweede ene, en toe hulle by die eiste deur kom wat na die stad toe lei, het dit van self vir hulle oopgegaan. Toe hulle buite kom en net 'n end met die straat af was, het die engel vir Petrus skielik verlaat. Met hierdie gedagte is hy na die huis toe van Maria, die moeder van Johannes wat ook Markus genoem is, wat daar baie gelowiges was, besig was om saam te bid. Hy het aan die voordeur geklop en 'n diensmeisie het met die naam Rode het kom hoor wie dit is. Toe sy Petrus se stem herken, was hy so bly dat sy nie eens die deur oopgemaak het nie. Sy het binne toe gehardloop om te vertel dat Petrus by die deur staan. Maar hulle sê toe vir haar, "Ag nee man, jy's mal man." Toe sy egter daarmee volhou, sê hulle, dan is dit sy gees. Intussen het Petrus aangehou klop en toe hulle die deur oopmaak en hom sien, was hulle baie verbaas. Hy het met sy hand vir hulle gewys om stil te bly en vir hulle vertel hoe die Here hom uit die tronk uit gelei het. Vertel dit vir Jakobus en die ander gelowiges, het hy gesê, en na 'n ander plek toe vertrek. Okay, wie van julle sal vanmôre kan sit en jy hoef nie hand op te steek nie, maar staan dalk vanmôre aan die einde van 26, aan die einde van hierdie jaar, voor 'n dooiemans deur. 25. Dankie, dis hoekom my ma, alhoewel my ma kerk toe kom is om my reg te help, right? Ek weet nie of jy gehoor het dat ek gesê het met eens en nie met teens nie. Dankie ma. Okay. My ma vat al my preke elke week sê, het jy fout. Ek sê, ek weet ja. Ek hoop die Here het jou hart verander met die luister van dit, maar in 'n geval. Okay. Dalk amper stamp ons alweer af. Nee, amper gaan ek dit nou. Okay. Dan staan jy vanmôre aan die einde van hierdie jaar vir 2025, voor die einde van hierdie jaar en jy staan voor dooiemans deur. En iewers smag jy dat daar net vir jou 'n deur oopkom. En jy staan hier en jy smoeg en jy's gefrustreerd en jy's op daardie punt in jou lewe waar dit net vir jou voel asof jy nêrens kom nie. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, ek is so bly jy's vanmôre hier, want dit is presies waarin God spesialiseer. Sien, God kan 'n pad maak waar daar nie eens 'n pad was nie. God kan 'n deur oopmaak waar daar nie eens lyk asof daar 'n venster is nie. Hy's God. Openbaring 3 vers 7 sê, as God 'n deur oopmaak, kan niemand dit toemaak nie, en wanneer God 'n deur toemaak, kan niemand daardie deur oopmaak nie. Ek dink daarom is dit nodig dat ek en jy so voor einde van hierdie jaar vir die Here vra, Here, wys vir my op die regte tyd, gee vir my die regte wysheid om die regte deure in my lewe oop te maak. In Handelinge 5, is net so 7 hoofstukke voor ons hierdie groot storie gelees het, is die apostels in die tronk gegooi, omdat hulle die evangelie van God verkondig het. En ewe skielik het God 'n engel gestuur en weer ook in daardie storie die tronk se deure vir hulle oopgemaak. En ek het hierdie week myself die vraag gevra, maar hoekom? Here weet, hoekom het jy 'n engel gestuur om die tronk se deure oop te maak, net dat hulle 7 hoofstukke later weer in die tronk gegooi is, en weer moet jy 'n plan maak om hulle uit die tronk te kry? Hoekom is dit nodig?
En die Heilige Gees antwoord my hierdie week, en hy sê vir my, Erik, weet jy wat, kan ek iets vir jou sê, as God een keer vir jou 'n deur oopgemaak het in jou lewe, kan hy dit weer doen, en kan hy dit weer doen, en gaan hy dit weer doen, en gaan hy dit weer doen, en gaan hy dit weer doen. En daarom wil ek jou vanmôre kom bemoedig. Jy sit dalk vanmôre hier en jy's moeg. Dis die einde van die jaar, en jy sê, kan ek nie net nou klaarmaak nie. Dis die einde van die jaar en jy's moeg. Kan ek jou vermoedig vanmôre, dat as daar 'n deur vir die soveelste keer in jou lewe toegeslaan word, wil ek vanmôre vir jou sê, kan God vir die soveelste keer in jou lewe weer daardie selfde deur oopmaak. God kan weer daardie deur vir jou oopmaak. Sê die vyand het gedink dat om die apostels in die tronk te gooi, dat dit hulle entoesiasme om God te dien, dat dit gaan stop. Hy het gedink dat om in die tronk te gooi, gaan dit hulle keer om die evangelie te verkondig en om die entoesiasme om God te dien, maar presies die teenoorgestelde het gebeur. Presies die teenoorgestelde. In plaas daarvan dat hierdie apostels stil bly en kwaad is vir die Here, het hulle begin om God te loof en te prys, en het hulle begin liedere sing, het hulle die woord van God begin verkondig in die tronk. Daai vyand het al 'n paar keer in jou lewe die deur vir jou toegeslaan, sodat jy nie die werk van God kan doen. Dalk sit jy vanmôre hier voor my en jy soos, Erik, ek soek 'n deur uit my verlede uit. Erik, ek is op soek na 'n deur uit my depressie uit. Erik, ek is op soek na 'n deur wat uit my finansies uit. Ek is op soek na 'n deur uit my slegte verlede. Ek is op soek na 'n deur uit my huwelik wat net konstant beklei. Ek is op soek na 'n deur uit my gesondheid uit. En jy staan dalk voor hierdie einde van hierdie jaar, voor hierdie deur wat net nie wil oopgaan nie. En jy's moeg. En jy's op die punt om 'n handdoek in te gooi en te sê, jy's klaar, jy gaan nie meer nie, en maak nie saak hoe hard jy hamer aan daardie deur nie, hy wil net nie oopgaan nie. Ek wil jy met hierdie vermoede onthou, dat niks kan God buitehou nie. Niks kan God vermoede buitehou nie. Kerk, God raak nie moeg om deure in jou lewe vir jou oop te maak nie. God raak nie moeg om deure vir sy kinders oop te maak nie. As jy vermoede weet dat jy is in die wil van God, dan hoor vermoede kerk, dan sal God aanhou 'n pad maak waar daar nie 'n pad is nie. Sal God aanhou vir jou 'n deur oopmaak in jou lewe, wat vir die hoeveelste keer toegeslaan word in jou gesig. En vragies, hoofstuk 12, is hulle weer in die tronk. Hoofstuk 12 kom die apostels weer in die tronk, maar hierdie keer is hulle daar om tereggestel te word. Hierdie keer is hulle daar, hulle koppe gaan afgekap word, hulle gaan doodgemaak word. Sien, koning Herodes in ons storie het al reeds vir Johannes se kop afgekap, want hy wou gehad het, hulle moet hom vrees. En net hy vir Petrus volg in die tronk, hy wil net na Paasfees wag om voor al die mense te doen, om te wys hy is in beheer. Hy gooi hom toe die tronk vir Petrus, met 16 wagte wat hom oppas, waarvan 2 saam met hom in die tronk is, waar hy vasgeboei is. Met ander woorde, daar's absoluut net geen uitkomkans vir Petrus nie. Maar nêrens in hierdie stuk hoor ek hoe Petrus kla nie. Nêrens hoor ek hy kerm nie. Nêrens hoor ek hoe Petrus besig is om hierdie wagte om te koop nie. Nee, inteendeel lees ons dat Petrus is binne in die tronk, vasgemaak aan wagte, en hy vang 'n nap. Hy slaap. Hy knip 'n eiltjie in die middel van die tronk, die aand voordat hy sy kop gaan afchop. Lê hy in die wagte en hy vang 'n nap. Ek dink, wow. Ek meen as dit ek was, sou ek met die Here probeer bargain het. Ek dink as dit ek was, sou ek gesê, Here, asseblief, as jy my hierdie keer nog gaan red, dan beloof ek, sal ek vir altyd die Bybel lees, elke dag. Ek beloof, Here, as jy my net hierdie keer gaan red, Here, dan beloof ek, dan sal ek altyd alles vir jou doen. Here, ek beloof ek sal elke Sondag in die kerk wees. Ek sou probeer bargain het. Ek sou probeer het om iets te doen met die Here, om te probeer 'n belofte aan te gaan. Maar nie Petrus nie. Petrus lê daar en kalmte en rus en slaap die aand voordat hy doodgemaak gaan word. In die mees vreesaanjaende omstandighede is Petrus totaal en al gevul met die vrede van God. En dit het ek hierdie week gevra. Vra myself, Here, hoe kon Petrus dit regkry? Hoe het Petrus deur al hierdie goed geslaap? Hoe het hy dit reg gekry?
En die antwoord het by my opgekom, dat sy geloof in God was in 'n rissende posisie. Erik, wat beteken dit? Ons moet nou weet, hier's nuwe mense verhoor. Sien, beteken jou geloof is in 'n rissende posisie, beteken dat Petrus het geweet, die Bybel sê God slaap of slymer nooit nie. So hoekom het hy nodig om wakker te bly? Hy slaap nie. God sê, die Bybel sê baie duidelik dat God slaap nie, God slymer nie, so hoekom het hy nodig? Petrus se geloof was so sterk gewees, dat hy het geweet, dat maak nie saak wat se menslike poging, hy ook al probeer aan sy kant nie, niks gaan werk nie. Hy sou nie 'n bydrae kon maak nie, want God is in beheer. Sien kerk, Petrus het 'n belofte van God gehad, en hy het daaraan vasgeklou. Hy het geweet dat as God hom een keer gered het, kan God hulle weer red. Hy het geweet dat as God in sy woord sê, dat God hou jou in beheer, hy is in beheer van jou lewe, het hy daaraan vasgeklou met sy hele lewe. Kerk, het julle geweet dat God is 'n waarmaker van sy woord? God is 'n waarmaker van sy woord. As God 'n belofte vir jou gemaak het om te sê, ek is in beheer van jou lewe. As God jou 'n belofte gemaak het om te sê, ek gaan jou genees. As God jou 'n belofte gemaak het om te sê, ek sal vir jou daardie deur oopmaak. As God 'n belofte vir jou gemaak het om te sê, luister hier, ek gaan jou finansiëel help. Dan dink ek en jy soos die psalmdigter sê, hy skryf hier neer, hy sê, o my siel, kom net tot berusting. Want in stil wees en in rus lê jou vertroue. Kyk, as jy vanmôre net kan vertrou in God. As jy net vanmôre kan weet, as God jou een keer gered het, kan hy weer. As jy net vanmôre kan vertroue in God se woord wat sê, dat ek kan gesond maak, ek kan jou red, ek kan jou help, ek is daar vir jou, wanneer jy swak is ek sterk. As ek en jy net vanmôre aan daardie beloftes kan vasklou vanmôre, dan het ek hier neergeskryf, kan jou huwelik maar kom, dan kan jou finansies maar kom, dan kan jou gesondheid maar bedreig word, jy sal nie hoop verloor nie. God is 'n waarmaker van sy woord. Die Bybel in ons storie sê, die engel het met die heerlikheid van God verskyn in die sel. Ek het gedink, man, dit was tyd gewees het, né? Ek meen, hier het jy vir Petrus, jy die twee wagte wat aan Petrus vasgemaak is, en ewe skielik kom hierdie engel met die heerlikheid van God, in hierdie sel. Hierdie klein die middelste sel in die tronk. Ek dink dit moes tyd gewees het. En tog, Petrus word nie wakker nie. Hy slaap. Hy word nie eers wakker nadat die engel van die heerlikheid met hom verskyn nie. Inteendeel, die engel moes hom aan die sy klap en sê, hey bro, wakey, chomma. Tyd om wakker te word, my ou. Ek moet jy moet wakker word. En dit is interessant dat Petrus het nie daar gestaan, ek kan nie, ek's vas. Ek kan nie. Petrus het nie een keer geantwoord en 'n verskoning gesoek en gesê, nee, jy weet, ek kan nie, kan jy sien ek is vas aan kan jy sien ek is in die tronk, ou. Kan jy sien, ons kan niks doen nie. Hy het nie 'n verskoning gesoek nie. Kan ek vanmôre hierdie vir jou sê, ek het hier neergeskryf, die oomblik toe die engel vir hom sê, hey, wakey, staan op. Die oomblik toe hy opstaan, toe val die boeie van sy hande af. Kan ek vanmôre hierdie vir julle sê, ek dink daar's baie dinge wat vandag van baie van julle mense gaan afval, as jy net in geloof opstaan, wanneer die engel van die Here vir jou sê, staan op. Het jy dit geweet? Het jy geweet hoeveel goeders vanmôre en van jou verlede gaan van jou af afval, as jy net vanmôre opstaan, as die Here sê, hey, is nog nie die einde van 2025 nie, staan op! Hey, maar solank is wat jy vir jouself gaan sê, ek is 'n wit man in Suid-Afrika, ek sal nooit te werk kry nie, jy is heeltemal reg. En jy dink dit, ek gaan nooit gesond word nie, my huwelik gaan dit nooit maak nie, niks sal nooit vir my uitwerk nie, jy is heeltemal reg, jy gaan nie. Maar die oomblik wanneer jy opstaan, wanneer die Here vir jou sê, staan op, dan gaan dinge van jou lewe afval. Ek het hier geskryf, ek dink mense kan nie loskom partykeer van hulle aaklige verlede nie, want hulle wil nie opstaan in 'n hoopvolle toekoms nie. Ek dink mense is so vasgebind aan hulle verlede, so vasgebind aan ander dinge, dat hulle self oortuig dat selfs God kan hulle nie eers vergewe nie.
kry soveel mense in my kantoor wat so bang is om hulle sondes te bely. Ons is so bang om vir God te sê ons sondes, want wat gaan hy daarvan dink as hy uitvind? Ek het vir jou goeie nuus en slegte nuus. Goeie nuus is, daar's geen sonde wat God nie kan vat nie. Inteendeel, nog voordat jy die sonde gedoen het, het die Here al reeds geweet dat jy daardie sonde gaan doen. En ek dink God sê vir baie van ons vanmôre, is in my hart, baie van ons, staan op vanmôre uit jou verlede, staan op uit jou omstandighede. Kerk, voordat God jou kan red, voordat God jou kan verander, vanmôre, wag hy eers dat jy op jou eie 2 voetjies moet opstaan, sodat hy jou iets kan red. Voordat God jou uit jou omstandighede kan lei, gaan jy moet opstaan, te midde van jou gesondheid, te midde van dat jy 'n wit man in Suid-Afrika is, ek weet dit. But with God, nothing is impossible. God kan die deur oopmaak, maar God wil hê jy moet op jou voetjies opstaan. Dit help nie jy lê op jou TV nie, op jou bed nie. Ek so wit man in Suid-Afrika gaan nooit te werk kry nie. Jy's reg, Job, lê jy daar lê. Ek sal nie gaan werk al. Come on, te midde van jou gesondheid, te midde van kanker, te midde van depressie, te midde van jou finansiële verknorsing, gaan jy vanmôre moet opstaan. Kerk, as jy eers gaan wag vir God om al jou moeilikheid weg te neem voordat jy gaan opstaan, hoekom het ek en jy geloof nodig? Want die Bybel is baie duidelik, die Bybel sê dat ons kan nie God behaag sonder geloof nie. Inteendeel, as jy nie in geloof opstaan nie, dan wil ek, staan ons ooit. Kerk, die spoed waarteen jy vanmôre opstaan, wanneer God sê staan op, is die spoed waarteen God vanmôre jou omstandighede gaan verander. Soveel van julle sit vanmôre hier en sê, ek wag al vir jare vir die Here om iets te doen. En ek dink die Here staan vanmôre, hy sê, ek wag al vir jare net vir jou om op te staan. Dat ek iets met jou kan doen. Because I cannot do something as jy heeltyd op jou bed lê nie. I cannot do something as jy nie reg is om op te staan nie. 0 maal 1000 is gelyk aan. Okay, kom ons doen 'n ander som. 0 maal 1 miljoen is, solank as wat jy die 0 bring, kan God niks doen nie. God wag vir jou om ten minste een ding te doen. Want 1 maal 1 miljoen bly 1 miljoen. Staan op vanmôre. Julle ouens met daai gordyn. Maar is okay. Thanks julle. Staan op en vat die gordyn weg. Okay, in geval. Ek sit bang hy brand daar uit. Toe maar, thanks, dankie Sander. Jy's enigste wat opstaan. Mooi. Toe Petrus klaar opgestaan het, toe kom die engel, toe sê die engel vir hom, maak jou gordel vas. Maak jou beld vas. Trek jou skoene aan. Volg my. Ek het gesit en dink, ek wonder hoe moes dit gevoel het vir Petrus. Ek het probeer uitvind, ek dink Petrus moes seker gedink het, come on! Die Here het my gered. Ek het geweet ek kan slaap. Ek het geweet ek hoef niks te doen nie. Ek het geweet dat God got this. Al wat ek moet doen is, ek kan 'n nap vang. Ek dink Petrus moes 'n meisie gevoel het. Die engel kom en die engel gee vir hom 3 opdragte. Die engel sê vir hom, staan op, trek jou gordel vas, trek jou skoene aan, volg my. 3 goeders. Interessant my gewees dat hy het nie die opdragte gelyktydig gegee nie. Want ek dink anders sou Petrus dit in sy selfe volgorde. Anders sou Petrus eers die skoene dalk aangetrek het en dan sy beld vasgemaak het en dan opgestaan het. Maar die engel het duidelik vir hom gesê, ek wil hê jy moet eers opstaan, dan wil ek hê jy moet eers jou gordel vasmaak, dan wil ek hê jy moet jou skoene aantrek en dan wil ek hê jy moet God volg. En ek wil vanmôre hierdie vir sê, ek sê hierdie vanmôre want God gee altyd vir ons God gee vir ons baie keer opdragte in klein stappies sodat ek en jy nie die wa voor die osse trek nie. Want God sien die groter prentjie, kerk. Hy het 'n groter prentjie. Hy weet wat 2026 vir jou inhou. Hy weet wat 2027 vir jou inhou. Hy ken jou prentjie en daarom wil hy partykeer vir jou, hey, luister nie. Hy wil net, hy stap vir stap. Staan eers op vanmôre. Okay, ek is op. Okay, nou maak jou gordel vas. Okay, you've done that. Okay, nou trek jou skoene aan. Okay, ek het dit. Okay, nou volg jy my. Kyk, God se opdragte is kort. Tot op die punt af. Altyd binne jou vermoë. Het jy agtergekom dat Petrus hierdie maklike gedeelte gehad? God het die moeilike, die engel het die moeilike gedeelte gehad.
Petrus moes net opstaan, homself vasmaak, skoene aantrek en hom volg. Die engel moes die wagte stilhou. Die engel moes die boeye laat afval. Die engel moes die tronkdeure oopmaak. Die engel moes sorg dat niemand vir Petrus sien nie. God het alles gedoen wat Petrus nie kon doen nie. Maar hier is die ding. Petrus moes sy gedeelte doen. Maak nie saak hoe onbelangrik dit gelyk het nie. Sien, as Petrus nie opgestaan het nie, as Petrus nie die beld vasgemaak het nie, as Petrus nie die skoene aangetrek het nie, kon niks vir hom gebeur het nie. En dalk is dit vir jou nodig om iets te doen. Dalk moet jy vergewe. Stap 1. Dalk moet jy begin om jou CV in te stuur. Dalk moet jy begin, dalk moet jy begin om te gee. Dalk moet jy begin om te serve. Dalk moet jy begin om lief te hê terwyl niemand wil lief hê nie. Dalk moet jy begin om die SMS te stuur. Sê luister, hier is my SMS. Dalk moet jy begin om daardie besigheid te begin. Ek wil so graag 'n besigheid hê. Okay, wanneer los jy begin? Ek is bevoorreg om betrokke te wees by AAK, die organisasie. Kry ek jong manne en jong gesinne of paartjies wat graag kerke wil plant. Dan moet hulle eers deur my kom en dan moet hulle eers by my kom en ek chat eers 'n bietjie met hulle en ek het eers met hulle gesprek om te vra, luister jou, want baie keer soos byvoorbeeld die eerste ou mense wat gesê het, gee vir homself 'n R70,000 salaris. Ek sê my broer, in die kerk gaan jy nie R70,000 jou hele lewe kry nie. So ontspan daaroor en dan praat ons met hom oor budget en ek praat met hom oor goeders. En elke keer dan kom ek kry mense en dan vra hy wil so graag 'n kerk plant. Dan sê ek, okay, het jy al 'n naam? Nee. Dan sê ek, okay, begin jy se naam. En as hy die naam het, dan sê hy vir my, en nou sê ek, nou gaan ons stap 2 toe. Nou gaan geregistreer dit by SARS. Want dit is belangrik dat die kerk reg te doen. Nou, SARS, dit vat 6 maande. Dan sê hy klaar, dan sê ek, en nou maak jy jou Facebook page oop. Regtig? Moet ek dit die eerste stap? Nee. Kry jy 'n naam vir die kerk. En dis die ding. Stap vir stap, dalk moet jy vanmôre iets doen. Die engel het Petrus verby al hierdie soldate geneem en nie een het wakker geword nie. Nie een nie. It's amazing. As jy begin doen wat die Here vir jou vra om te doen en die Here vir jou begin deure oopmaak, gaan jy verbaas wees om te sien hoeveel vyande in jou pad was wat jou wou keer om te doen wat God wil hê. Maar as jy net doen wat God van jou vra en jy doen net stappie vir stappie, kerk, kan niemand jou vermoere keer nie. Hulle by die Eysterpoort kom, die stad, dis nou wat die buite toe lei na die stad toe, gaan daar die hekke van self oop. Die engel het nie die hek oopgemaak nie. Soos daai outomatiese deure by die winkelsentrums. Jy lyk stupid en dan ewe skielik gaan hy oop. Jy lyk asof jy in hom gaan vasloop en dan gaan hy oop, jy weet. Presies so. Ek dink hulle het seker geloop, gedink, het gaan die deur oop, gaan die deur. Hy's oop. Okay, dankie tog. Presies so. Engel maak nie die deure oop nie. Hy's outomaties. Kan ek vanmôre hierdie vir jou sê, God het nie net een manier om deure oop te maak nie. Die deur wat vir jou in 2026 oop gaan, is dalk nie dieselfde deur soos dit in 2025 oop gegaan het nie. God het elke keer ander maniere om deure oop te maak. En daarom is dit vir my en jou nodig om met wysheid te sê, Here, watse deure gaan wanneer oop en watse deure moet ek oopmaak, Here, en watse deure moet ek los, Here, vir U om oop te maak. Wat ek wel hier weet is, jy kan nie in 2026 ingaan met 2025 se bagasie nie. Kom ons wees eerlik met mekaar. En ek altyd met die span praat, as ek altyd vir die span, ons kan nie huil oor dieselfde foute as verlede jaar nie. Ons kan nie. Want dan is ons nie besig om te groei nie. Ons kan nie, jy kan nie 2026 ingaan met 25 se bagasie nie. 'n Nuwe rigting, kort, nie ou bagasie nie. God kan nie vir jou 'n deur oopmaak met ou bagasie en ou maniere van doen nie. Amen. Kerk, God sal die regte deure op die regte tyd vir jou oopmaak. Dit gebeur gewoonlik ook dat wanneer God een deur oopmaak, dan is dit soos 'n momentum. Right? Gister by die rugby draai, eerste geel kaart klap hulle almal. Verstaan? Momentum. Verstaan? As God vir jou een deur oopmaak, dan gaan dit altyd dan momentum maak die ander deur oop. Ons het mos 'n gesegde in Suid-Afrika, ons Afrikaners, ons volk. Ek hou die agterdeur oop. As ek dit nie like nie, dan ietsie vir my. Weet as daar's altyd 'n plan B. Hey, God werk nie so nie. Wanneer God vir jou een deur voor jou oopmaak, dan wil hy met die agterste deur oop toemaak. Kerk, jy kan nie 2026 instap met 'n triespieeltjie op 2025 nie. Toe daai engel verdwyn, hulle het net so eendag gestap, toe verdwyn die engel en toe sit Petrus alleen. En hy besluit om na Maria se huis toe te gaan. Hy weet daar's die manne vir hom besig en sy vriende is besig om te bid. Hy klop toe aan die deur.
diensmeisie Rode, het die geklop gehoor, gesien dis Petrus, gedink, dis 'n spook. Nie is die deur oopgemaak nie. Opgehardloop boontoe sê, julle gaan nie glo nie, hier by die deur staan Petrus, die een vir wie julle nou net so bid, hy's hier. Wat doen hulle? Jy's mal pel, wat rook jy? Dis nie 'n manier nie. Jy sien seker 'n gees man, jy het seker iets gesnyf gisterand of wat ook al. Dis nie 'n manier nie. En Petrus het aanhou klop en aanhou klop en aanhou klop en uiteindelik moes hy die deur self oopmaak. Is dit die partytjie ons is nie? Ons bid vir iets en dan wanneer die Here dit vir ons gee, wat doen ons? Ja, ek kan nie glo dat dit gebeur nie. Ek kan nie glo. Nee, ek kan nie glo dat dit gebeur nie. God stuur vir hulle die antwoord waarvoor hulle bid. En hulle dink die girl is smal. Ek wonder hoe klein moes hulle geloof gewees het. Ek wonder hoe klein, want as hulle groot geloof gehad het, het hulle seker dadelik opgespring en gesê, yes, dit is presies waarvoor ons gebid het. Hy sê, ons het daarvoor gebid. Maar God kom net weer vir my hierdie week, ten spyte van klein geloof, kom God en hy beantwoord hulle gebede. Ten spyte van hulle klein geloof. Kerk, is soveel mense wat hierdie laaste ruk en hierdie laaste tyd voor die einde van die jaar vir my sê, gebed werk nie. Kan ek vandag vir sê, gebed werk? Die Bybel sê, die gebed van 'n gelowige dra baie krag. Wanneer jy bid, sit dit amper God se wil in jou lewe in aksie. Wanneer jy bid, dan nooi jy God in jou omstandighede. Kerk, ek wil hoor hier vir sê, al jou gebede wat jy so bid in die aand, bid in die oggende, dit word gehoor. God hoor dit. Maar dit is interessant hierdie keer, voor ek afsluit, dit is interessant hierdie keer, dat die Here Petrus moes hierdie keer self die deur oopmaak. Die Here het dit nie gedoen nie, die engele het dit nie gedoen nie. Hoekom? Want dit is baie keer ons plig om die moontlike te doen, en God sal dan sorg vir die onmoontlike. Baie keer moet ons die moontlike doen, en God sorg vir die onmoontlike. Kerk, God sal net deure vir my en jou oopmaak, as hy nie weet dat ek en jy die krag of mag om dit self te doen nie. Daarom vra God vir ons. Vra God in 2026, sê Here, gee my die wysheid. Wanneer moet ek die deurtjie self oopmaak? En wanneer moet ek die deurtjie net los, Here, dat jy dit oopmaak? Want ek het nie die krag om dit te doen nie. Ek het altyd 'n vriend van my huis in Potchefstroom, Louis Holstausen. Elke keer as ek met hom baie keer praat oor die kerk, dan sê ek vir hom, ek wag dit en ek wil dit doen en ek wag dat die Here vir my dit doen. Sê hy van Erik, jy gaan vir lank wag. Sê ek, hoekom? Dis hy van die Here gaan dit nie doen en jy moet dit doen. Jy moet dit doen. Sê ek, ja, maar ek moet daarom vir jou. Hy sê, nee, die Here sal vir jou. Hy sê, wag jy. Hy sê, ek sal die kerk groei, maar die Here sê, maak jy plek. Doen jy ekstra goed. Wanneer gaan jy insit? Wanneer gaan jy jou kant bring en die Here sal sy kant bring? Ek wil jou vanmôre kom bemoedig dat God hoor altyd jou gebede en dat God die regte deure vir jou op die regte tyd sal oopmaak. Al sit jy vanmôre hier en jy klein geloof, doen jy die moontlike. Begin jy om jou CV te stuur. Begin jy om daardie SMS te tik. Begin jy daardie e-mail tik. Begin jy na daardie plek toe gaan en te sê, luister, ek wil daardie nuwe besigheid registreer. Lyk hy niks nie, kry net 'n naam. Begin jy dalk daardie Facebook page oopmaak, want God roep jou dalk vir iets. Begin jy dalk om terug te gaan na jou ma toe, terug te gaan na jou ouers toe, te sê, luister, ons moet praat, ons verhoudings is nie meer lekker hier nie. Begin jy, doen jy die moontlike, begin jy gee, begin jy te dien, begin jy bel. En God sal sorg vir die onmoontlike. God sal sorg, te kinders skryf, vir die onmoontlike en daar sal 'n uitkoms wees. Kerk, maak nie saak hoe donker jou situasie vanmôre is nie. Kan ek jou bemoedig? God is nooit moeg vir jou om 'n deur oop te maak nie. En hy sal vir jou 'n deur oopmaak. Amen. Kom ons bid saam. Ag Here, dankie dat ons sommer vanmôre, Here, die weer is wonderlik, die son skyn, die wind waai. Here, ons is 'n klomp mense wat saam kan kom en kom saam lag en kom saam sing, Here, en kom saam, Here, dan hoor jy oor was op my hart, Here, my hart loop oor van dankbaarheid, Here. Here, dankie dat dit 'n blessing is, dankie dat dit 'n ongelooflike voorreg is, Here, dat ek elke Sondag net kan doen waarvoor ek so lief is, Here. Here, dankie dat mense kan inkom. Here, dankie dat ons kan kom sit en kan kom luister en kan kom saam hoor en kom saam leer. Here, baie sin van ons sit vanmôre hier en ons is moeg, Here. 2025 is November, ons is moeg, Here. Ons is moeg, Here.
Ek hou aan klop en daardie deur het nog nie oopgemaak nie, Here. Ek probeer so graag net my finansies gereed kry. Ek probeer so graag net die rekeninge te betaal en ek probeer net so graag hierdie huwelik net gesond kry voor die einde van die jaar en ek probeer net so graag by die werk, Here. Ons is moeg, Here, en ons hou aan klop in daardie deur. Here, dat U vanmôre sal kom en sal kom deure oopmaak, Here. Here, dat U vanmôre sal kom en sal kom wysheid gee oor wat is dit wat ons kan doen, Here? En wat is dit wat ons vanmôre moet oorgee aan U, sodat U dit kan doen, Here? Dalk is dit vanmôre weer nodig, Here, om ons kinders weer vir U te gee. Here, hier is my kind. Dis deur wat ek hard probeer, Here, en hy wil net nie oopgaan nie. Vat U my kind weer vanmôre, Here. Ag Here, hier is vanmôre weer my besigheid, Here. Ek probeer alles en dit niks wil werk nie, Here. Hierso vat vanmôre weer my besigheid, Here. Here, maar ek kom bid ook vanmôre dat ons nie einde van die jaar so, Here, dit is so 'n Kerstyd eintlik en 'n tyd van gee en 'n tyd van weggooi en 'n tyd van nuwe dinge, Here, dat U vanmôre ook sal kom en dat ons hierdie ou bagasie van 2025 van dit sal ontslaa raak, Here. Hier sit ook mense vanmôre, Here, wat steeds bitter is omdat iets gebeur het in Januarie, Here. Hier sit vir mense vanmôre, Here, wat nog steeds hierdie haat het vir die neefie of die niggie, Here, wat verlede jaar iets gesê het. Here, en ek kom bid dat U vanmôre daardie bagasie van ons laat afgooi, Here. Dat ons vanmôre daardie bagasie vir U gee en sê, Here, ek wil in 'n nuwe rigting, Here. Ek wil in 'n nuwe deur ingaan, Here, maar ek wil hierdie haat en hierdie bedrieglikheid en hierdie bitterheid, Here, wil ek laat gaan. Ek wil vorentoe kyk, Here. En dan kom bid ek, Here, dat U sal nuwe deure oopmaak. Ons kom loof en ons kom prys, Here. Dankie dat U altyd vir ons goed kom gee wat ons kan doen binne in ons vermoë, Here. Help ons om dit raak te sien, Heilige Gees, kom gee ons 'n plan, dalk is dit net om die SMS te stuur. Kom ons wees gehoorsaam. Dalk is dit om net te bel. Kom ons doen dit. Ons loof en ons prys U daarvoor. Here, dankie dat U nooit moeg word om deure oop te maak nie, Here. Nooit. Yes. Dankie, Here, daarvoor. Dankie, Here, dat U 'n pad kan maak waar daar nie 'n pad is nie. En hier's mense vanmôre wat 'n pad nodig het waar daar nie 'n pad is nie, Here. Hier's mense wat deure nodig is om oop te maak. Daar's nie eens 'n venster nie. Ons loof en ons prys U daarvoor. Bid vir gesondheid, Here. Ons bid vir hierdie tyd te gesondheid, Here, wat mense so lank struggle, dat U sal kom net met gesondheid, Here. Dalk sit jy vanmôre hier en iemand jou genooi vir die heel eerste keer in jou gemeente. Jy ken nie Jesus nie. Ek ken nie Jesus wat deure oopmaak, ek ken nie Jesus wat red, ek ken nie Jesus wat jou verlede kan vrymaak, ek ken daai Jesus. En daai Jesus is beskikbaar vir jou, hy is beskikbaar vir my. Hy vra nie van jou om iets te doen nie, hy vra nie van jou 'n tiklysie nie, hy vra nie van jou dat jy moet goeders doen nie, al wat hy vandag van jou vra is, gee jou hart net vir hom, sal. As jy net jou hart vir jou lewe vir hom gee, sê Here, hier is my hart, hier is my lewe, dan vat hy dit, en die Bybel sê, hy red jou letterlik uit die dood uit. En hy sit jou in die lewe. As dit vanmôre jy is, en jy is genooi, of dalk sit jy vandag hier vir die heel eerste keer, of dalk het jy nog nooit voorheen nie, of jy is nie seker of jy hemel toe gaan nie. Hier is die geleentheid, net daar is, niemand gaan sien nie, ek gaan jy nie vorentoe roep nie, ek gaan nie laat jy opstaan nie, ek gaan net een klein small, bold movement van jou vra. As ek op by 3 tel, dan wil ek net jy met hand in die lig op sê, Here, count me in daar, ek wil my hart vir die Here gee, en dan kan jy dit weer laat sak, dadelik, niemand gaan sien nie. So Here, dankie, vir elke hand, Here, 1, 2, as jy nog jou hart vir die Here wil gee, 3. Ek kan net so opslat. Dankie, ek kan weer sak, ek kan weer sankie, dankie. Here, dankie vir die hande wat opgegaan het, Here, ons kom loof en ons kom prys daarvoor. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Kan ons 'n hande klap gee vanmôre vir die Here?